Goeiemôre vriende, dit is vandag Dinsdag 21 April 2026. Kom ons raak net so 'n bietjie bewus van die Here ook op hierdie dag. Dankie o Heilige Gees dat U elke oomblik van die dag by ons is. Dankie Here dat wanneer ons in 'n lewende verhouding met U staan, wanneer ons wandel in die woord, wanneer ons tot U bid, wanneer ons Here mediteer oor die woord, wanneer ons reflekteer oor die woord, wanneer ons so in die teenwoordigheid is, dan is die Heilige Gees die hele tyd by ons en begin hy stelselmatig deur ons werk. Dankie vir U liefde en U nabyheid. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ons gaan 'n bietjie aan hierso nou in Timoteus, ons 'n bietjie stil gestaan oor besonderse gebruik en al die alledaagse gebruik wat ons gesê het. Ons het gesê die besonderse gebruik is mense wat van die kwaad wegkyk, wegbeweeg. Dit is Paulus se siening daarvan, sluit aan ten nouste ook dan by Romeine 12 het ons mekaar gesê, bly weg van die begeertes van die jong mense, strewe eerder na opregtheid, geloof, liefde en vrede wat hy kom sê. En hy sê, moet jy nie met dwaase en sinlose strydvrae besig hou nie, want hy praat met Timoteus, in die pastorale brief aan Timoteus. Hy sê, moenie dit doen nie, dit is net nie die moeite werd, sê hy nie, jy weet toch maar net, dat die risies, wanneer jy met strydvrae inlaat, dan loop het net uit op risies. Nee, hy sê, pas op voor, beweeg weg af vanaf, is nie die moeite werd nie, kom sê hy vir Timoteus. En dan sê hy vir hom, want nou hy tree ons nou op in die gemeente, onthou wat ek nou doen, vriende, met Timoteus. Paulus praat met Timoteus, dit is 'n pastorale brief aan hierdie Timoteus, so hy praat met hom spesifiek. 2000 jaar plus terug, praat hy met Timoteus spesifiek. Nou, dis wat ons sê die Bybel, dit is die ding, so ek en jy kan baie maklik dit lees, as 'n toeskouer en sê, nee, great, dit is net aan Timoteus geskryf. Maar vriende, dit is nie hoe die Bybel werk nie, die Here kom, al is hierdie ding 2000 jaar plus terug geskrywe, kom gebruik hy hierdie gedeelte, en dit is waar jou en my onderskeidingsvermoë moet inkom, saam met die werking van die Heilige Gees, om vir ons te sê, maar wat leer jy hier uit, wat hoor jy, kom sê die Heilige Gees vir jou, want ek en jy kan natuurlik ook sê, nee, wat is maar net vir Paulus, vir Timoteus geskryf, hy was die dominee daar, nee, wat, dit het niks toepassing op my nie, kom nou, nee. Vriende, ek en jy kan nie so met die Bybel omgaan nie, wanneer ek en jy die Bybel lees, kom praat God deur die woord, kom praat met ons, so die Heilige Gees kom praat met jou, met my, en wanneer ons hoor dat Paulus kom praat met Timoteus, moet ons ook terselfdertyd hoor, dat God deur sy Gees met jou, met my praat. Dit is so ons die Bybel lees, as die Bybel so lees, ek kan hom maar weggooi. Nou, ek kan jy maar net romgooi, ek kan jy maar net doen wat jy wil doen, gaan doen jou eie dingetje en so. So dit is baie belangrik dat ons dit doen, en dit is ook, weer eens as ek weet van julle praat met konteks, dit is belangrik dat 'n ou kom sê, wat is die konteks? Dit is belangrik dat ek vir julle kom sê, maar dit is 'n pastorale brief van Timoteus, wat vir hom persoonlik geskryf is. Dit is belangrik, maar dat terselfdertyd moet ons vir mekaar kom sê, hoekom is hierdie boek in die Bybel opgeneem? Hy is in die Bybel opgeneem, omdat God deur sy Gees in die jaar 2026 ook hierdie boek gebruik om met jou en met my te kom praat. Nee. So ek sê dit maar net vir julle, onthou dit altyd. So, nou kom sê hy vir my, sê, moet jy nie met dwaase en sinlose strydvrae inlaat nie, want jy weet toch dat dit net risies veroorsaak. En dan gaan hy aan en sê hy, 'n dienaar van die Here moenie risie maak nie, né? Inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer, en iemand wat onreg kan dra, met onreg kan dra, né? So 'n dienaar van die Here, so hy spesifiek wat in die rol daar staan van die predikant, wat die geestelike leier is vir daai gemeente. Hy sê, hoor hierso, 'n dienaar van die Here moenie risie maak nie, né? Vriende, ons val baie maklik vir die aanvalle van die bose. Moenie 'n fout maak nie. Ons val baie maklik daarvoor. Ons val baie maklik dat ons te nagekom voel. Hè. Dit is van waar risie begin, strydvrae begin. Ons voel te nagekom. En die oomblik wanneer ek en jy te nagekom voel, wat beteken dit? Dan reageer ons, né?
En dit is baie kere, vriende, waar die Here vir ons kom sê, ons al baie lank al kom sê, hoor hierso, draai die ander wang, loop die tweede myl, want dis die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees vergewe. Vrug van die Gees streef na vrede, selfbeheersing, geduld, sagmoedigheid, né? Daai tipe van goeders. En daarom kom sê hy vir ons, liewe vriende, en hy praat nie net hier met Timoteus nie, hy kom praat met jou ons ook, hy kom sê, want ons is almal dienaars van die Here, ons is almal dominees. Ons almal staan in diens van die lewende God, ons moet dit nooit vergeet nie. So dienaar van die Here, jy included wat luister vanoggend, né? Moenie risie maak nie, inteendeel jy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwam om ander te leer en iemand wat onreg gedra, met vriendelikheid moet hy of sy teenstanders teregwys, né? Daar is tye wanneer ons nou mense is wat teenstanders van die geloof is, teenstanders van die feit dat Jesus Christus die weg en die waarheid in die lewe is, en dan moet jy in vriendelikheid met daai persoon hom kan sê, man, dit is hoe ons glo, ons sien dit so. En wanneer daar 'n teenstrydigheid is binne 'n gemeente, moet jy ook met groot vriendelikheid kan sê, weet jy, ek verskil nou daarvan jou, of ek sien dit 'n bietjie anders, ons baie mooi kyk aan dit taal, want ons stel ons baie maklik op teenoor iemand, né? So kyk baie mooi na taal. Sê vir iemand wanneer jy met hom verskil, dat jy vir hom sê, weet jy, ek sien dit so 'n klein bietjie anders, ek sien dit so. Of jong, jy het dan 'n interessante manier van kyk daarna. Ek kyk so daarna. So daar's maniere en maniere, liewe vriende, om teenstanders met vriendelikheid eintlik aan te vat, né? Sonder om in risies betrokke te raak. En dan gaan hy aan sê, dit kan wees dat God hulle bekeer, né? Hoor wat sê. Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. Dan sal hulle weer tot nugtere insig kom en vry raak uit die vangstrik van die duiwel waarmee hy hulle gevange gehou het om sy wil te gehoorsaam. So wanneer ek en jy met mense praat, teenstanders van die evangelie, mense wat nie die evangelie glo nie, mense wat nie Jesus Christus glo nie, vriende, daai mense moet ons altyd met groot vriendelikheid hanteer. Met baie groot vriendelikheid hanteer. Jy moet nie afkraak nie, jy moet nie sleg sê nie, dit is nie wat ons as kinders van die Here doen nie. Ek en jy moet altyd kan luister na iemand, vir hom kan sê, dit is 'n interessante siening wat jy het. En vir hom te sê, weet jy, ek sien dit nou weer so, ek sien so. So jy sien die hele tyd met 'n konfrontasie nie, want wanneer jy dit doen, kom die Heilige Gees werk in hom, en dit is wat Paulus vir hom kom sê, dit kan wees dat God hulle bekeer, en dat dit kennis van die waarheid bring, en jy is instrumenteel daarbey betrokke. So mag die Here ook vir jou wysheid gee, hoe om dit te doen. Mag julle die liefde van God ervaar, mag julle die genade van Jesus ervaar, mag julle die teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar. Amen.